'n hond het 'n baas. Het jy al gehoor mense sê dit, as iemand dalk baas noem, of sê iemand se baas, dan sê hulle 'n hond het 'n baas. Ek wil vir jou sê, die Bybel sê soms dat ek en jy ook 'n baas, en dis nie noodwendig Christus nie, hy is ons eerste liefde. Maar die Bybel sê dat ek en jy heg ons soms aan dinge en goeders en mense, wat soms baas speel oor ons lewe. Nou, daarso in Matteus 6 praat Jesus in vers 24, hy sê, niemand kan tegelyk twee baase dien nie. Hy sê, hy sal of 'n renons in die een hê, en van die ander een hou, of hy sal aan die een lojaal wees, en die ander een geringskat. Dan sê hy, om God en die geldgod saam te dien, is onmoontlik. En wanneer hy praat van baas, sê hy, watter een het die rol in jou lewe, watter een het jy lief, vir wie leef jy? Is ek en jy besig om te leef vir God, of is ons besig om te leef vir geld? Nou, die antwoord hierso klink vir jou baie logies, nee? Ons sal sê natuurlik vir God. Ek is 'n gelowige, ek is 'n Christen, ek is wedergebore, ek is selfs gedoop. Ek glo 100% in God, so hy is my liefde, hy is die een wat oor my lewe heers. Niks en niemand anders nie. Maar op die einde van die dag word dit nie gemeet aan dit wat ek sê nie, maar dit wat ek doen. Waar spandeer ek my tyd, waar spandeer ek my gedagtes, en hoe wend ek myself aan tot my geloof en hierdie lewe. As meeste van my tyd, my gedagtes, my energie gaan om meer geld te bekom, dan is die hartse realiteit dat geld my baas geraak het. En dit gebeur so vinnig, dit gebeur in 'n oomblik, wanneer ek en jy geld begin prioritiseer bo God, sy liefde en dit wat hy van my en van jou verwag. En dis 'n maklike ding om te doen, maar dit is soms moeilik om te erken. Ek moet op 'n plek kom waar ek kan sit en sê, is my gedagtes, is my liefde, is my energie, is my fokus ingestel op God, op Christus en sy koninkryk, of is dit ingestel op hoe kan ek meer geld kry? Wat kan ek doen om meer geld in te kry? Nou, dit beteken nie om geld te kry is sleg nie, dit beteken nie om baie geld te hê is sleg nie. Dawid was skatryk, Salomo was skatryk geweest, die Here het geen probleem met mense wat baie geld het nie. Ek is oortuig daarvan, die Here kyk nie neer op mense wat geld het nie, maar hy wil nie hê dat geld ons baas word nie. So, hier's 'n maklike ding, hoe kan ek en jy seker maak dat geld nie ons baas word nie? Daar's een ding, en dit is om weg te gee. Wanneer ek en jy te styf vashou, dan is daar 'n goeie kans dat geld my baas geword het. Wanneer ek sukkel om vir mense uit te gee, wanneer ek allerlei verskonings het, hulle gaan 'n 10 teen 1 verkwansel, of hulle gaan 10 teen 1 iets sleg met dit doen, of ek werk vir my geld, hulle doen nie. Wanneer ek al hierdie verskonings het om niks weg te gee nie, om nie 'n vrygewige lewe te leef nie. Nee, die kerk wil net weer geld hê. Hierdie ouens wil my net kil. Wanneer ek en jy vashou, dan is dit 'n goeie teken dat ek en jy ek wil sê dat geld ons baas geword het. Wanneer ons dit vrylik kan weggee, wanneer ek sê, ek werk hard vir my geld, maar dit maak nie wie ek is nie, dit stel nie vas wie ek is nie, ek kan dit maklik weggee. Iemand wat maklik geld weggee, is iemand oor wie geld se lewe nie baas is nie. En dis my gebed vir my en vir jou vandag, dat ons sal verstaan wat dit is om nie geld te dien nie, of geld oor ons te laat heers nie, maar saam met dit, dat ek en jy die Here sal dien, ook met ons finansies. Want kom ons wees eerlik, finansies is vir ons belangrik. Ek en jy kan nie oor die weg kom sonder dit nie. Maar hoe ons dit aanwend, hoe ons dit weggee, spreek eintlik baie, dit spreek boekdele van wie ek en jy vertrou, maar bo dit wie ek en jy liefhet. Mag ons vrygewig wees, sodat ons ook so kan wys en weet dat geld is nie ons baas nie. Hoop jy 'n awesome dag. Dankie dat jy saam met ons kuier. Sien jou môre weer.